Goeienaand en danking. Ja, ons het vanaand 'n interessante onderwerp. Ek het gehoor al was 'n bietjie manne bid hier. Die mense daar gesels en gemaak of hulle groot gelowig is en toe daar sekere pastorie mense gevra en nou maar vertel my wat is die karaktereienskappe van jou God? Toe kon hulle nie eers die vraag antwoord nie, maar hulle sê hulle is groot Christene. Toe ons besluit ons sal maar vandag bietjie daai onderwerp bespreek dat ons die mense kan verduidelik wat is God se karaktereienskappe. Ja, Indri, ja, ek sê vir almal baie dankie dat ek ook deelneem aan dit kan nie. Ek sal ook graag wil weet wie daai leraar is, so ek vra nie vrae rondom dit nie. Ja, dit is ons onderwerp. Ons gaan bietjie gesels oor God se karaktereienskappe. Mario, het jy huiswerk gedoen? Ja. Jy sit weer daar agter, dan moet ek terugkyk as ek na jou wil sien. Ja, hy kry weg as gevolg van wat? Okay, nee, Mario, aangesien jy die onderwerp gekies het, kan jy maar wegtrek vanaand. Alright. Wel, vandag se onderwerp is belangrik vir ons as Christene, omdat ons moet weet wie God is. Dis ons geloof en die punt van ons geloof is om God te ken. So ons moet weet wie is God, want as ons nie weet wie God is nie, dan hoe bid jy vir iemand wie jy nie ken nie? So ons moet God ken, ons moet weet wie hy is, ons moet weet wat maak hom kwaad, wat maak hom gelukkig en wat sy karaktereienskappe is. Nie net wat hy gedoen het nie, maar wie hy spesifiek is. So partykeer om te weet wat hy gedoen het vir ons, moet ons ook weet wie hy is as persoon. So ons ken mekaar, ons ken ons familielede, maar ons ken nie God self nie. En ek dink dis 'n baie belangrike punt wat ons moet insien vanaand. Ja, ek dink waaroor alles gegaan het is die vraag was gevra, hoe groei ek my geloof? Nou, om jou geloof te kan groei, moet jy in iets glo. Geloof begin om in iets te glo. Jy kan nie in niks glo nie. Of jy nou anti-Christus is, of wie jy is, of jy nou 'n boeddhis is, of jy nou hindoe is, jy glo in iets. Ja. En om in iets te glo, moet jy daarom weet waarin glo jy. En ek meen, ons as kinders van God, sê ons het geloof en ons glo, maar in wie glo ons? Jy weet, het is maklik om te sê ek het geloof. Het is maklik om te sê my geloof moet groei. Jou geloof kan slegs groei as jy weet in wie jy glo, en wat hy vir jou gedoen het, en wat hy vir jou beteken. Ja. Dit is soos baie eenvoudige voorbeeld, wat ek altyd gebruik is, jou kinders glo in jou. Hulle weet, pa sal hulle beskerm. Maak nie saak wat dit is nie, pa sal daar wees vir hulle. Hoekom? Want hulle ken pa, hulle weet wie pa is, hulle weet wat maak pa kwaad, wat maak pa ongelukkig. En dit is daardie eienskappe, wat hulle laat glo in wie hulle pa is. En net so werk dit met 'n kind van God. En dit is vir my hartseer, is eintlik om uit te vind, as mens die vraag vra, maar wie is God die Vader? En dan is dit nice om 'n definisie te gee. 'n Definisie beteken niks. Ek wil weet wie hy is. Ja. En ek dink dit is waaroor die vraag vanaand gaan. Wie is God die Vader? Absoluut. So, Mario, as jy die topik gekies het, gooi ons al met die eerste karaktereienskap van God. Alright, ek gaan nie begin met die eerste karaktereienskap nie, ek gaan sommer begin met die eerste vraag. Wie is God? So, God is gees. Dis hoekom ons in gees moet bid. Hy is sonder 'n fisiese liggaam en fisiese teenwoordigheid. God is persoonlik. Hy is rasioneel en hy kan dink. God is 'n oneindige gees. Hy is daar vir ewig. Hy is daar van die begin af en hy is daar tot die einde toe. God is alomteenwoordig. Hy is op alle plekke op dieselfde tyd. God sy transcendensie, dit beteken dat hy is bo alles, hy is bo sy skepping. En immanensie, sorry, ek sukkel om daai woord uit te spreek. Hy veroorsaak aanhoudende siklus en groei. So terwyl ons praat so, die plante wat buite groei, dit is God wat dit maak groei. Dit groei nie net van hulle self nie. So,
'n baie korter beskrywing, die mooi woord is die onderhoud wat God op die aarde toepas in sy Absoluut. skepping. Ek dink is 'n baie maklike verduideliking. Ja. Woord wat jy probeer. Is 'n bietjie beter en dit gaan beter van die tong af. Ons almal is nie so geleerd soos jy nie, Mario. Right? Moet ek aangaan? Ja, nee, ons is in spanning, ons wag vir jou. En volgende, ek dink baie belangrik as jy kyk na die karakter van God, dink ek dis ook die name van God. El en Elohim. El kom voor kom van 'n woord wat krag en sterkte aandui. Wanneer dit vir God gebruik word, beteken dit almagtige. Elohim is 'n meervoud van El. So Elohim is die meervoud van El. So dit beteken 3 gode in 1, 3 persone, 1 God. En dan kry jy Yahweh. Hulle mense in daai tyd was nie toegelaat gewees om hierdie woord maklik te gebruik nie. En hierdie naam was aan Moses geopenbaar gewees. En dan kry jy Adonai. Adonai. Grondbetekenis is heerser of meester. Sterker vorm as Here. En die rowwe translasie is Here van die Here. So as jy kyk na hierdie dinge, dan gee dit jou 'n beter idee van wie God is. En dit wat jy sê, Mario, en ek wil gou daarby aansluit is, ek dink nie ons besef die God wie ons aanbid werklik is nie. Hy's nie deel van hierdie skepping nie, hy's nie aan hierdie aardse wette gekoppel nie. Hy staan buite sy skepping. En ons moet dit besef. Ek gebruik altyd die voorbeeld van 'n rekenaar. Die persoon wat die rekenaar geskep het, is mos nie deel van die rekenaar. Hy's mos nie in die rekenaar nie. En hy kan met daai rekenaar doen net wat hy wil. Hy kan programme insit, hy kan goed rondskuif soos wat hy dit wil hê. En so staan ons God wat ons aanbid. En ek dink die mense besef die almag en die grootheid van hierdie God wat ons aanbid nie. En hy kan in sy skepping doen net wat hy wil. Maar ek sê ook, God het 'n toelaatbare wil wat hy die mens toelaat om in sy skepping te kan doen en te funksioneer. En dan het God 'n ontoelaatbare wil wat hy nie toelaat. En dit is in sy skepping. God is in beheer van die skepping, nie die mens nie. En dit moet ons baie mooi besef. En dis hierdie God, hy's nie gekoppel aan 'n atmosfeer, hy's gekoppel aan 'n tyd nie. Hy's nie gekoppel aan enige iets nie. Hy staan buite hierdie skepping. Dis die grootheid van hierdie Vader wat ons aanbid. Amen. Absoluut, ja. En jy wat nou so stil sit, Henry, so in gedagte. Ja, ek luister wat julle te sê het. Ek luister. Ek leer. Ja. Ek kan ook mos nog leer. Ek weet nie alles nie. Ek's nie alwetend nie. Aha. Ja, as gaan baie eenskappe uitkom. Ja, wat wil julle nou gesels? Wil julle by die karaktereienskappe begin? Mario, Of julle nog iets wat jy wil sê? Nee, jy het voorberei, Mario, so. Wel, as ons nou by die karaktereienskappe kom, ons is geskape in die beeld van God. So dit beteken dat baie van God se karaktereienskappe het ons self. Nou, daar is eienskappe wat ons het wat soos God is, en daar is karaktereienskappe wat God alleenlik het, wat ons nie het nie. So die eienskappe wat soos mens is, hy het wysheid, hy het goedheid, hy het geregtigheid, hy het regverdigheid, hy het liefde. Ons het al 5 daai eienskappe het ons self. Dit kry ons van God af, want ons is geskape na die beeld van God. En dan is daar eienskappe wat net God alleen het. Nou hierdie goddelike eienskappe is selfbestaan. Daar was niks voor God gewees nie en daar gaan niks na God wees nie. Hy het uit sy self uitbestaan. Daar is niks wat hom gemaak het nie. Daar's iets wat ons gemaak het en dis ons Skepper, maar daar is niks wat hom gemaak het nie. Onveranderlik. Hy verander nie. Van die begin af tot nou toe is hy dieselfde gewees. Alwetend, hy weet alles. Alomteenwoordig. Hy kan op alle plekke wees op dieselfde tyd. Almagtig. So hy het die krag om enigiets te doen in sy skepping en buite sy skepping wat ook al hy wil doen. En ewig. So
hy's nie aan tyd verbonde nie. Hy sien die verlede en die toekoms in dieselfde tyd. Hy is buite tyd. So dis die 5 van God. Maar kom ek dink ons bespreek bietjie elke eienskap en ek wil by seker een van die grootste kenmerke vas staan. En dis sy astronomiese groot liefde. Ja. Ek dink ons as mens ervaar seker nie eers 1% van persentasie gewys van wat sy liefde is nie. Ek dink nie ons kan onsself indink nie oor hoe groot sy liefde vir sy skepping is, van alles wat hy op hierdie aarde gemaak het. En dan kom hy en hy sê, maar die mens is my kroonjuweel. En is juist as gevolg van daai liefde van die mens, wat hy 'n daad van genade en redding aan ons betoon het deur sy seun vir ons te stuur. En ek dink nie ons besef dit nie. Ons sien baie keer as God die Vader, en ons lees baie in die Ou Testament, hoe hy die volk Israel gestraf het. En baie mense sien hom as hierdie, ek wil sê amper, haatdraande Vader wat net wil straf. Hoe het hy gestraf? Want hy het die volk in lyn probeer. Hy het probeer dat die volk hom gehoorsaam wees. En hoekom het hy dit alles gedoen? Uit liefde. Dis seker een van sy mooiste en grootste eienskappe, wat die meeste misgekyk word. En baie keer kom mense en wanneer hulle definisie gee of jy vra eienskap, sê hulle liefde, sê ek, maar ken jy daai liefde? Want is daai liefde wat my en jou tot bekering gebring het. Dit is daardie omgee wat my en jou verander het. Daardie liefde, bonatuurlike liefde wat God in die mens geopenbaar het. Absoluut. Ek dink die ding is mense maak die fout in hierdie aspek, want mense dink met 'n vleeslike ding. Dis soos wat pastoor gesê het, ons kyk soos die ou wat in die komputer is, die program in die komputer. Dis hoe ons dink. Ons sien nie buitekant dit nie. So ons koppel liefde aan ons emosies. Ja. En dit is 'n groot ding. Ons koppel dit dalk as soos wat jy nou verlief is aan jou vrou en daai butterfly gevoel in jou maag en daai emosionele kant, daai emosies wat jy voel. En dit is 'n fout wat ons maak. God se liefde is nie daai liefde emosies wat ons as mense het nie. Daai liefde wat God is, dit is sy identiteit. Dit is wie God is. 1 Johannes 4 vers 8 sê God is liefde. Dit is wie hy is. Dit is sy identiteit. Dit is nie iets wat hy voel nie. Dit is wie hy is. Dis wie hy is. Dis die kernwese van God die Vader. En regtig nou moet jy my teksvers ook uitvind, Johannes 4 vers 8. maar dis die kern van alles. En ek dink daardie liefde. En ek dink ook al God se ander eienskappe volg uit liefde. Volg uit liefde uit. Ja. Wow, ja, dit is baie En 'n ander ding, God se liefde moet mense ook besef, is so groot, dis soos wat pastoor sê, mense besef nie daai liefde nie. Soos pastoor reeds gesê het, hy het ons so lief gehad dat hy sy eie seun vir ons gegee het om vir ons te kom sterf, vir ons as sondaars. En mense moet dit besef, God se liefde het ook nie einde nie. Sy liefde is 'n ewige liefde en ek het so vinnig 'n skrifgie uitgehaal wat dit sê, is Jeremia 31 vers 3 wat sê, die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierendheid. Jy sien, hier so sê hy, God het hom lief gehad met 'n ewige liefde en dit is hoe God ons lief het. Hy het ons lief met 'n ewige liefde. Dit is 'n liefde wat nimmer eindend is nie. Mense, ek dink ons as mense kan nie daai konsep verstaan. Daai konsep verstaan, ons breine is te klein vir dit. Absoluut. En nie dit nie. Daardie groot liefde van hom, na Henry. Deur daardie liefde kyk jy verby my en jou foute. Ja. Hy sien ons foute, maar hy sien die ander sy van die mens, die mooi, die liefdevolle kant. God sien in almal iets goeds. Baie mense kom en sê, maar ek is nie goed genoeg om na God toe terug te draai nie. En dis die grootste leuen, man, wat Satan vir die mens kom sê, jou sonde is te groot. Man, God se liefde bedek alles. En ons nou net sê wat ons moet doen. Dis al wat God vra. Dis een woordjie, ek is jammer. Ja, ek dink dit gaan ook nou mooi aansluit as ons by 'n bietjie van sy ander karaktereienskappe uitkom, soos genade en al daai goed, dit gaan mooi daar aansluit, ja. Absoluut, ja. En dit moet ons vir my die grootste eienskap en die mooiste eienskap is daai oneindige liefde. Daai liefde wat nie einde het nie. Absoluut, ja. Reg. Baie interessant. En dan, sorry, pastoor kan praat. Tweede punt by sy heiligheid. Jep. Weet jy, die disrespek waarmee ons teenoor God optree, Henry, is iets wat my
baie onkrap. Hoe ons God die Vader se naam gebruik. Weet jy, as 'n man kom en hy sê vir my die man daarbo, kyk, Die ou man daarbo. kyk, Nee, ek wil nie vir jou lelik wees nie, dan raak ek nou regtig, Ja. soos 'n ketel wat vinnig vlam gevat het. Hy is nie die man daarbo nie. Hy's nie jou pappie nie. Weet jy, as jy my nou kwaad wil hê, praat van my pappie. Hy's nie 'n aardse pappie nie. Hy's die heilige maar hy's die heilige God. Ja. En nou wil ons hom 'n kleinerende name gee, want ons wil hom op 'n aardse vlak sit. Ja. Hy is nie. En ons moet dit vandag besef. Hierdie konsepte wat mense oor God het, oor die Vader en verkleinerende kleinvorms moet stop. Ek meen, Ja. Moses, die volk Israel, het geweet, hulle kan nie sy persoonlike direkte naam gebruik nie. Dis hoe heilig hy is. Ja, absoluut. Kyk, God is heilig, absoluut heilig en hy's absoluut suiwer, sonder sonde en apart van alles wat onrein is. Ja, En dit is 'n ding wat ons op pastoor sê, ons moet besef, God is nie net beter as ons nie. God is in sy eie klas. Ons is nie eens 'n God se gelyke nie. Nee. So wie's ons nou om God so te wil kom probeer te verkleineer, as ek dit so Absoluut. kan sê. en natuurlik 'n ding wat my, en ek hou nie daarvan as predikers daaroor praat om te sê, weet jy, ons is soos God. Jy is nie soos Ja, God nie. nee. Sure. Verstaan dit vandag. Daar is nie 'n manier dat ek kan sê ek is soos God nie. Ja, nee. Ek is geskape na sy beeld en daarvoor moet ek dankbaar wees, maar ek is nie soos hy nie. Ja, ons is nie sy gelyke nie. Ja. Absoluut, ja. Want ek dink soos in toe Moses die naam van God gegee was, want God het met hom gepraat en toe gee hy hom sy naam. Hulle was nie toegelaat om daai woord net te spreek soos hulle wil nie. So as hulle nie eers die woord wou spreek nie, hoekom gebruik ons hierdie verkleinerende woorde en spreek hom nie aan soos die God wat hy is nie? Maar Eksodus sê vir jou, ek is die Here jou God. Jy mag nie my naam ydel gebruik. En dit is wat vir my is, en ek het dit geskryf, God is heilig. En sy heiligheid is 'n fundamentele aspek van sy natuur. Dis die basis van sy natuur, sy heiligheid. Absoluut. En ons kom en ons wil hom op 'n aardse vlak of na hom verwys in 'n verkleinerende vorm. Ja. Nee. Of gebruik dit as 'n vloekwoord. Ja. En ons moet dit besef en ek dink ons as mens maak afbreek in wie God is Ja. deur ons optrede. Dit wat ons sê, dit waarvoor ons staan. Ons moet daarna strewe om soos hy te wil wees. Ek sal nooit my lewe soos God die Vader, die Seun of die Heiligheid. Ons sal nooit dit kan wees nie. Maar ons probeer strewe om soos hy te wil wees. Maar ons sal dit nooit kan wees nie. Ja, nee, absoluut. Maar 'n interessante ding wat ek opgelet het of wat ek aangedink het is terwyl ek aan hierdie onderwerp gedink het. En kom ek begin met die Bybelvers. Ek het eers aan Jesaja 6 vers 3 gedink en ek wil dit lees. Dit sê: "En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol." En wat vir my interessant was in Openbaring, toe ek dadelik aan Openbaring gedink, het hulle ook 3 keer dit beklemtoon en Openbaring 4 vers 8 sê ook: "En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad en hulle was rondom en van binne vol oë en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was, wat is en wat kom." En dit is die enigste eienskap van God wat 3 keer so agter mekaar herhaal word in die Bybel. En dit was vir my baie interessant en dit wys hoe belangrik is. Dit wys vir my dat daar 'n tipe van 'n beklemtoning op hierdie Op sy karakter heiligheid. eienskap van God moet wees. Absoluut. Op sy heiligheid moet wees en hoe belangrik en hoe groot daai eienskap van God is. Dat die Bybel dit 3 keer wanneer dit van dit praat, beklemtoon, want die Bybel sê nooit liefde, liefde, liefde is God nie, maar die Bybel sê heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. En Henry, dis so waar. En ek dink ons is mens, ons as kinders van God, ons is, ek wil nie sê moderne kerkie, maar die lig van Christus het daai konsep vergeet. Eerstens wie hy is, dat hy liefde is en dat hy heilig is. Ek dink ons het iewers die pad byster geraak. Ons leer nie meer vir die mense oor die absolute heiligheid
van God die Vader nie. Hy's nie op ons is nie op sy vlak nie. Ons kom nie naby sy heiligheid. Ek meen, daar het hy vir Moses gesê, jy kan nie in my teenwoordigheid kom nie. Jy kan nie. Want ek is heilig Ja. en sonde kan nie in my teenwoordigheid kom nie. En dit laat my nou dink soos aan hierdie skrif van Openbaring, van hierdie lewende wesens wat hy beskryf. Dit is 6 vlerke, van binne en buite vol oë. Hierdie goed moet gaan skerry wees, dink ek, as ons hierdie wesens sien. Ek dink nie ons brein besef hoe daai lewende wesens lyk nie. En selfs daai groot lewende wesens het God self gemaak en hulle staan voor God en buig voor hom neer en sê heilig, heilig, heilig. Nou staan ons hier op aarde. Hy dink hy's so 'n speelmaatjie. Ja. En kyk net baie keer die aanbidding wat ons het. Absoluut. Ons aanbidding weerspieël wie hy is, sy heiligheid. En mense maak afbreek van aanbidding. Ons leefwyse maak afbreek van sy heiligheid. Ja. Nou, as ek hom mag op die spot sit 'n bietjie, nê? Hier kom hy. Ag, gaan jy terugkry vir dit. Ek bedoel dit nie in 'n lelike manier nie, Nee, maar ek luister. ek seker daar is iemand wat nou hierdie video kyk, dan wonder hulle, okay, ons verstaan die konsep van heiligheid. Ja. Maar wat beteken dit? Wat is heiligheid? Wat is dit dat God heilig is? Dis wat ek gesê het toe ek begin het. God is apart van sondes. Hy's apart gesit. Hy kan aan niks of naby aan iets kom wat onrein is nie. Hy's absoluut weg van onreinheid af. Dit is wat dit is. Dis hoekom ons ook, as ons heiligmaking nastreef of ook heilig wil wees, beteken ons is apart gesit vir God en sy werk. Ons moet met niks wat onrein is nie. Ons moet in afsondering wees vir God. Baie interessant. En nou, omdat hy nie deel van die skepping is nie, kan ons nie in daardie heilige vlak inbeweeg nie. Want hy staan buite. En ek dink nie ons besef eintlik die grootheid, sy almag, sy heiligheid, en ons het dit nou gesê, hy is afgeskei van sonde en vereis heiligheid. Hy is nie deel van hierdie sondige skepping nie. Daarom het hy vir Moses gesê, jy kan nie in my teenwoordigheid kom nie. Absoluut. Ek sien tyd is amper verby en hier's nog baie Eienskappe. Ja, daar's nog baie. eienskappe. En ek dink hy gaan oordra na So ek volgende weet week. nie, gaan ons nog so enetjie stamp en dan dra ons dit dalk maar oor. Henry, ja, want ek dink nie ons moet dit aframmel nie. Ek wil ons moet regtig, die mense moet weet, om in iets te glo, moet ek weet wie hy is. Wie is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees? En as ons dit besef, weet ons wie ons aanbid. Dan kan ons geloof groei. Absoluut. Watter een wil julle nog die laaste ene wat ons aan dra ons die res oor vir volgende week? Almal kyk vir my. Okay, ek sal gaan. Ek het nog nie gepraat nie. Ja. Asseblief. Ek sal sê barmhartigheid en genadig. Ek dink dit is 'n eienskap wat mense so bietjie verwar, maar dit is eintlik eenvoudig en daai twee loop hand aan hand vir my toe ek bietjie na dit gekyk het. Omdat God barmhartig is teenoor ons, kry ons nie wat ons verdien nie, nê? Met ander woorde, God weerhou ons straf wat ons verdien vir ons sonde. Ons verdien niks wat goed is nie, want ons is sondaars. Ons verdien die dood. Maar omdat God barmhartig is, weerhou hy die straf van ons sonde, omdat sy seun dit op hom gevat het. So, barmhartigheid van God is basies, hy weerhou dit wat ons eintlik verdien, die straf wat ons verdien, weerhou hy. En 'n skrif vir dit is 'n Klaagliedere 3, vers 22. Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Amen. Ek het weer die skrif Psalm 103 vers 8 en dan Lukas 6 vers 36. En sy barmhartigheid is 'n demonstrasie van sy liefde en deernis vir die mensdom. Weereens kom sy liefde in. Absoluut. As gevolg van daardie liefde kom daardie genade en God se groot barmhartigheid. Weet jy, Hendrik, is God nie daai eienskap in hom gehad het nie. Nee, Ons probleme gehad. kyk. Dan was hierdie wêreld en weet jy, God het 'n paar keer gekom wat hy gesê nou is hy klaar met die mens. Ja. En dan kom hy en dan sê hulle nee, weet geen nog 'n kans. Ja. En op 'n of ander dag God besef, maak nie saak hoeveel reëls ek nog vir hierdie mensdom gaan gee nie, die ore werk nie. Absoluut. En toe kom hy agter, daar's net een. En dis die grootste barmhartig, genade en liefde, 'n bewys van sy grootheid en sy liefde, is toe hy sy seun gestuur het
vir die mensdom. Absoluut, en daai insluit weer by die genade in van Jesus Christus wat hy gekom het, want met dit is ons kry wat ons nie verdien nie. Dit is wat genade is. Met ander woorde, God gee verniet vir ons verlossing en die ewige lewe en seëninge wat ons nooit kon verdien deur ons werke nie. Dit is 100% 'n geskenk verniet van die Here af. Amen. Wow. En Henry, soos, en ek meen ons het nou wat 3 eienskappe van God die Vader, en ons het nie baie in diepte gegaan nie, net liggies bespreek. En ek wil graag die mense aanmoedig wat luister, gaan doen 'n studie. Moenie na Gert luister nie. Gaan doen 'n studie en vind vir jouself uit, wie is God die Vader werklik? Absoluut, en ons gesels nou net lekker, ons niks diep goeters nie, maar hier is basics wat mense moet weet om 'n verhouding met die Here te hê. Wie die God is, Wat wie ek hulle aanbid. wie hulle aanbid. Jy kan nie iemand wil aanbid of vir God aanbid. Selfs die mense wat Boeddha aanbid, weet wie Boeddha is. Hoe kan jy sê jy's 'n Christen, maar jy ken nie die Here jou God nie? Ja, en wat hy vir ons kom doen het. Ek weet jy, dit is seker een van die mooiste dinge, né? Ons het dit nou net gesê, sy liefde, sy barmhartigheid. Was dit nie vir dit, Henry? Hey, was ons diep in die moeilikheid. Hoorie, ek wil net hierdie vers lees, hy brand op my. Efesiërs 2 vers 8 want sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en nie dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God af. Dit is iets wat ek daarvan hou om te beklemtoon. Dit is absoluut 'n gawe van God om gered te wees. Dit is ons elkeen se keuse. Hy gee jou daai geskenk. Dis jou keuse om daai geskenk te vat. Of om hom te verwerp. Ja. En wat jy gesê het, geloof. Ek kan nie in geloof myself versterk as ek nie weet wie ek kan bid nie. Amen. Kan nie. Jo, ek kan nie glo die tyd is so vinnig verby nie. Ons is skaars begin praat. Absoluut. Ja, ek weet jy, ons gaan volgende week almal aan. Selfs Ja, 'n bietjie Ons sal verder. moet, ja, want ons kan nie net dit Afjaag. daar laat. Nee, Henry, hierdie is te belangrik, né, om net dit vinnig te wil afjaag en sê ons het dit gedoen. Dis nie die God wie ek kan bid nie. Hy verwag meer van ons, ja. Amen. Maar hopelik is dit leersaam vir die mense, laat hulle begin besef wie God is, wat sy liefde is. Mense moet besef, ons gaan ook nou nie regtig heavy diep in nie. Ons probeer dit kort hou, maar vat hierdie goed, gaan maak dit jou eie, merk dit in jou Bybel, gaan doen Bybelstudie, gaan grou bietjie in dit en gaan ontdek bietjie wie die Here is. En die ding is, Henry, God openbaar homself aan ons deur sy woord. Ja. Maar ek en jy moet die honger en die begeerte wil hê om hom te ontmoet in sy woord waarna hy homself openbaar. Ek het op baie keer mense gehoor wat sê God praat nie met my nie, hulle sien nie God nie, God praat nie met hulle, God wys hulle nie goed nie. Al daai goed, mense dink God wil nie met hulle praat nie, maar mense, God gaan nie met jou praat as jy nie met tyd saam met hom deurbring nie. Dit is soos om 'n vrou te hê. Jou vrou gaan nie met jou praat en lief wees vir jou as jy nooit by die huis is nie. Dit is dieselfde. Speel nie op my. Sjoe. Jy moet tyd eenkant sit en tyd deurbring met die Here dat hy met jou kan praat. Sjoe, nee, ek sal moet daar bid vir die manne vanaand. Maar ja, ek weet nie as jy wil nog iets sê, gaan ons afsluit. Nee, Henry, ek dink ons kan afsluit, maar ek wil graag hê die mense moet regtig navorsing gaan doen. Ja. En vir die Heilige Gees vra om God in hulle lewe te openbaar, sodat hulle kan sien wie die God is wat ons aanbid. Amen. Wie wil bid? Henry, ek sal met die grootste liefde bid. Ja, pastoor, as ons die laaste week hier om te bid. Nou kry ek dit. Kom sluit ons oë. Liefdevolle Vader, Here, dankie vir hierdie mooi en liefdevolle dag, Here. Here, dankie vir die voorreg wat ons kan hê, Here, om u troon van genade en liefde deur die Seun Christus Jesus te kan betree. Here, dit is vanaand my gebed, Here. Here, dat die Heilige Gees vanaand by elkeen sal stil staan. Here, dat die Heilige Gees weer 'n honger in die mense sal wakker maak, Here. 'n Honger, Here, om die ware God, die skepper van hemel en aarde, Here, te kan ontdek, Here. Here, want dit is so maklik om te sê, ek glo, maar ek ken nie die God wie ek aanbid nie. Here, u openbaar u self in die woord, Here. Here, elkeen wat vanaand daardie honger het, elkeen wat vanaand daardie soeke na u het, ag my Vader, staan vanaand by hulle stil en openbaar die ware u aan elkeen, Here. Here, sodat ons u kan aanbid, Here, en in waarheid en in gees, Here. Dit is my gebed vir elkeen, Here, wat vanaand luister, dat hulle die ware God
in die Bybel sal ontmoet, Here. Want daardeur, Here, deur daardie kennis van U, versterk ons geloof in Christus Jesus naam. Amen en amen. 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 Ons sê dankie Dan julle. sê, baie Was dankie. lekker gewees. Gaan ons volgende week aan. Dankie vir almal wat gekyk het. Hoop hulle geniet dit, hoop hulle leer goed daaruit. Hoop hulle ontdek nuwe goed, ontdek wie die Here is, wie hulle aanbid. Ja. En mag dit vir hulle baie beteken en mag hulle 'n geseënde week verder hê. Amen. En dan sien ek julle en die mense wat kyk weer volgende week, selfde plek, selfde tyd. Amen. Mooi gesê, Henry.